Wonderlike ijskoue oggend. Toe dink die winter is verby, toe kom hy eintlik eers aan. Maar het is 'n voorreg om saam met u te wees. Voorreg om saam met die mense op die media te kan wees, met u te kan praat. Ek het 'n baie belangrike woord van die Here vanmôre. Baie belangrik, en ek wil vanmôre met u 'n bietjie praat oor bindings. Weet jy wat is 'n binding? Iets wat jou vasbind. Iets wat jou vryheid wegneem, iets wat jou vrymoedigheid wegneem. Alles is nie altyd die duiwel wat die binding gee nie, hoor. En ek wil 'n bietjie met u praat oor die dinge vanmôre. Oor die verskillende bindings wat daar is. En hoe om vry te kom van dit. Hoe om daarvan ontslae te raak. Want die Here het nie verniet in die kruis van Golgotha gesterwe nie. Ons het nie nodig om onder die bindings van die lewe te loop met 'n swaar vrag op die skouer en te kla en te murmureer nie. Dit is nie nodig nie. Ons kan, as ons wil, vry wees. Ons kan, as ons wil, makliker lewe, met 'n glimlag loop en met blydskap van die Here lewe en vir ander mense inspirasie wees. Dis moontlik. Verskoon ons net vanmôre die klankstel aan het nie. Ons kragonderbreking is nou lyk my 'n bietjie langer as wat ons gedink het, maar ek dink jy kan my daarom hoor. Amen. Ek gaan vir julle skrif lees hier in Lukas die 13de hoofstuk. As jy wil saam lees, kan jy saam met my lees dan vanaf die 10de vers. Lukas 13de hoofstuk vanaf vers 10. Want as bindinge van die duiwel is, ja. En dan is daar 'n binding van die Here. Jy sal nie glo nie, maar ek lees nie die woord lees. God jou kan bind. En dan die binding wat mense op jou sit en wat jy self op jou kan plaas. En hoe om van elkeen van daardie ontslae te raak, behalwe van die binding van die Here, moet jy nie ontslae probeer raak nie. Ja. Kan ek maar lees, Lukas 13, verskoon tog vanaf vers 10. En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, "Vrou, jy is van jou krankheid verlos." Hy het haar die hand opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat julle genees, en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los, en laat hom weg om hom te laat drink nie. Maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, dink daaraan, 18 jaar lank gebind, die duiwel, die Satan, vir 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van haar band op die Sabbatdag verlos word nie. En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaam geword, en die hele skare was bly oor die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. Kan jy dink, dis snaaks die tradisionele mense, die ou fariseërs hier. Hulle is nie bly oor die vrou wat gesond word nie. Sy was 18, die woord sê, Jesus sê, sy was 18 jaar lank deur die Satan gebind. Nou wonder ek hoeveel krepeles daar vandag in Suid-Afrika is. Hoeveel lammes, blindgeborenes, doofgeborenes is, wat 'n binding van die Satan is. En weet u, dat die kinders van die Here, ek en u, het die gesag om daardie binding te kan breek. Maar as gevolg van 'n paar ander bindings wat ons op ons het, is ons gesag en ons geloof so vasgemaak, ons kan nie daai werk doen nie. Ek het nou verlede week 'n bietjie gepraat oor
Die gesag en die gebed, en waaroor het ek als gepraat verlede week, ek het so baie gepraat, ek kan nie als onthou nie. Maar mense, die woord van die Here gee ons gesag, om te doen wat Jesus gedoen het met hierdie vrou, wat 18 jaar lang gebind was deur die Satan, gekreep en sy kon nie loop nie, gebind. Elke dag aangedra, waar hulle oor heen gaan, moet sy saamdra, was nie daai tyd lekker rolstoele soos vandag nie, moes hy maar dra. En hierdie plek waar ons nou vanmôre kerk hou, so 'n vrou wat die werk met 'n ou seentjie, van geboorte af so mekaar getrek. Ek dink, ek weet, en ek sê, dit is 'n binding van die Satan wat daai seun daar hou, hoor. En die Here gaan ons help, bedag, om in die Gees te kom, en vry te kom onsself van al ons binding wat ons dra, om daardie werk van die vyand te breek. En as iemand dit op 'n Sondag kom doen en hy kom sê, jy moet maar tot Vrydag gekom het, want Sondag is kerk. Jy kan nie in die Sondag kerk om duiwels uitdryf nie. Mense, kom, daar's 'n krag van God in jou en in my. Daar's gesag aan ons gegee om die bindings van die duiwel te kan verbreek. Maar daai vrou self kon haar nie self losmaak nie. Daar's bindings van die duiwel op mense wat jy self nie kan breek nie. Iemand wat van beide kante opkom en die gesag van die Here moet kom om daai binding te breek. Ons kom bietjie kort met die goed neem. Ons kom bietjie kort, want elke kind van die Here in Lukas 10:19 gee ons gesag oor al die werke van die duiwel. Ek gee julle mag, sê die woord daar. Sê hy pastoor, jy weet, jy praat dan nou groot dinge, maar weet, ons is nie almal pastore nie. Maar ons sê, ons is almal kinders van die Here. Ons sê, ons is gered. Ons sê, ons is gevul met die Heilige Gees. Ons sê, ons het die krag van die Here in ons lewe. En die vyand in ons midde. Baie. In ons dorp. In ons land. En wat maak ons? Die liefde van die mense is wonderlik. Ek waardeer dit om organisasies te stig, om daardie mense wat gestrem is, te kan rustig lewe. En ek waardeer hulle en ek prys hulle en ek sê vir die Here, dankie vir daai mense wat hulle help. Ek wil nie teen dit praat nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar baie van daardie mense kon vandag vry gewees het as ons dit net daardie gesag wil vat wat God ons gee. En by die plek kan kom en kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek is vol van die Gees van God, ek het gesag oor die duiwel, ek gaan hierdie binding breek. Sabbatdag of nie Sabbatdag nie. Ek het nou genoeg op die tone getrap. Handelinge 20. Lees dit 'n bietjie saam met my daar, asseblief toch, daar vanaf vers 17 tot vers 7 tot 22. En van Melite het hy gestuur na Efese, dis nou Paulus, en die ouderlinge van die gemeente laat roep. Toe hy by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het. En die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Hoor wat sê die 22ste vers nou. En kyk, nou gaan ek gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my sal haar gaan oorkom, weet ek nie. Weet jy, hoekom staan ek vanmôre hier? Ek is gebind deur die Gees van die Here om sy woord
te bedien. Ek staan nie hier omdat het my lekker is nie, of omdat ek my wil handjie kraai en sê ek weet meer as jy nie, of ek nou eer sê, daai pastoor Kai, ek kan mooi preek. Ek soek nie dit nie. Ek is hier bloot omdat ek nie anders kan nie. Ek is gebind deur die Gees van die Here om aan hom gehoorsaam te wees en sy woord te bedien. Nou vra ek, Here, is ek en ou Paulus dan nou uitsonderinge? Is hier nie nog mense wat eintlik gebind is deur die Here se Gees om sy werk te doen nie? Maar pastoor, jy weet die lewe is duur, ek kan nie my werk los nie. Ek wil vir ietsie vertel. Dit is nie om nou te spog nie, dit is net 'n getuienis. Ek het my oorlede vrou land in Middelburg op grond van die binding van die Gees. Die Here sê, gaan Middelburg toe, daar sal ek jou seën. Hier gaan ons. 5 kinders. Daai pragtige dogter wat by hier agter sit was 3 maande oud. Die wat laas week saam met ons voorgesing het, sy was net so bietjie meer as 'n jaar oud. Doeke gedra, tietbottels, lactogen. Nie weggooi doeke nie, Glaudina Black Label. Kon Middelburg, as nie 'n gemeente wat my beroep het nie, daar's nie 'n kerk nie, gebou nie, ek het ook nie geld in die bank nie. As ek wegtrek op Sadelbrugwak in die gemeente van die PPK was daar, as ek wegtrek, dan wag ek vir geld vir brandstof. Dan maak ek die bakkie vol. Die Volkswagen bakkie, daai ou kombi bakkies. Laai hom vol. As 'n Passat stasiewandjie gehad, laai hom vol. My vrou en die kindertjies is daar in daai Passatjie in. Dan ry ek met daai bakkie Middelburg toe. Maar ek moet eers wag vir geld vir petrol. Moet 2 karre brandstof ingooi. Dan ry ek Middelburg toe. Kom in Middelburg, stop by 'n eiendomsagent. Ek het al vir u vertel, maar net weer 'n keer vir die publiek. Ek stop by 'n eiendomsagent aan Markstraat. Ek sê vir meneer, ek kom van Middelburg, van Saselburg af. Die Here het gesê ek moet Middelburg toe kom, hy sal my hier seën. Maar ek het 'n huis nodig. Ek het my man en my vrou, ons is 2 en ek het 5 kinders, 3 dogters en 2 seuns. So ek moet minstens 'n 4 slaapkamer. Hy sê van die seuns en die dogter kan nie in dieselfde kamer slaap nie. Maar ek het nie geld nie. Ek soek 'n huis. Hy word bleek, daai ou baas. Hy kyk my. Hy sê, ja, reg pastoor, ek het jou huis. Hier sê, 36 Broodboomstraat, Kanonkop. Jy kan maar intrek. En begin betaal die dag as jy geld kry. As jy gebind word deur die Gees van die Here, dan maak die Here vir jou deure oop. Maar as jy nie gebind word deur die Gees van God, in gehoorsaamheid aan die Gees van God nie, moenie verwag dat die Here met jou deure oopmaak vir jou gerief nie, vir jou lekker nie. Daar's 'n ander pad om te loop as daardie pad. Wanneer jy gehoorsaam is aan die Here, Paulus sê, hy's gebind deur die Gees. Beteken nie die Gees van die Here op 'n boeie aangesit nie, maar hy's vasgemaak aan gehoorsaamheid aan die Here. As ek en u in hierdie gemeente kan begin om gehoorsaam te word aan die stem van die Here, gaan ons 'n ander storie sien. Prys die Here. Ek wil aangaan na die volgende binding. En dit is 'n binding wat baie algemeen is. Wat elkeen van ons eintlik mee te doen het. En dis oor die dinge wat mense van jou sê in jou afwesigheid. Vloeke, negatiewe woorde, verwensinge, hulle vervloek jou, hulle vertel jou hoe sleg is jy, want jy is nie daar om jouself te verdedig nie. Skindertonge. 'n Mens besef dit, maar toe ek in die week bid, toe praat die Here met my oor die ding. Sê, jy weet nie wat se bindinge mense op jou sit nie. Is beter dat jy nie weet nie.
Dis beter as jy nie weet wat mense van jou sê nie. En ek kan vir u sê, as ek gedink het, na 43 jaar in die bediening, dat niemand nog ooit van my kwaad gepraat het nie, dan het ek dan regtig waar in 'n droom gelewe, hoor. En as u gedink het, u is nou al 50, 60, 70 jaar oud, niemand het nog ooit van jou iets sleg gesê nie, jy lewe ook in 'n droom. Die oomblik as jy jou nekkie uitsteek om iets vir die Here te doen, en jy dalk 'n bietjie sukses meer as daai broer, of die suster, meer by die susters lyk dit my. Dan begin hulle by die huis. Daai ou, sal hy vir my skryf van die preekstel af. Maar dan dink hy, wie is hy? Reg man, ek kan nog nie 'n lekker taal gebruik hierso nie. En jy weet dit nie eers nie. Maar ergens op die pad, jy voel, ek voel nie lekker nie man. Ek kan nie lekker hier kom in die gebed nie. Ek kom nie lekker met die Here praat nie. Vir jou vrou sê, of vir jou man sê, ek het vanmôre gebid, maar wie ek het nie lekker deurgekom nie. Iets pla, ek weet nie wat nie. Dis baie keer dinge wat op jou gelaai word deur die woorde van mense, vernaam mense wat sê hulle is in die gesag van die Here. Ek is self skuldig aan dit oor te praat van ander predikers. Ek het al baie van predikers gesê, ek het die Here bely, vanmôre weer gaan bely, bid vroeg gaan bely, Here ek het fout gemaak, vergewe my asseblief, spreek daai mense almal vry. Al daai pastore ek so kwaad van gepraat het, is goeie mense. Ek lieg nie, hulle is goeie mense. Maar weet jy dat daardie bindinge bring baie keer 'n vrug saam met hom. Jaloesie. Naïwer. En al daai goedjies. En jy sit met daai binding. Ek wil die pastoor vra vir my te kom bid. Die pastoor sal kom bid, ja. Ek doen dit ook as mense my vra. Maar weet jy, die meeste van daardie bindinge wat jy op jou gekry het, deur wat mense van jou gesê het, kan jy self van loskom. Ja. Daar's al baie leuns van my verkondig, dat baie mense my al geprys, is net so 'n binding. Because I am the man, I'm God's man. Niemand kan preek, so ek preek nie, halleluja. Is 'n binding. Hy staan in die pad van jou geloof. Hy staan in die pad van die Gees van die Here. Hy staan in die pad van die gawes van die Gees van die Here. As 9 gawes is bitter min sigbaar. Hoekom? As 'n binding, as 'n kleed van die vyand oor jou gegooi, deur wat mense gesê het, daai ou vrou, elke dien wil sy in tale praat. En ek het al geluister, iemand lê uit, altyd dieselfde ou oom wat uit lê, maar ek weet nie of hy regtig uit lê nie, hoor. Ek dink hy praat maar uit homself, binding. Jy maak hom vas. Jy maak hom vas. Ons kyk, wat 'n ou praat in tale sê dan, ek ken hom man. En jy moet hom uitlê. Jy weet dit nie, maar jy plaas op daai persoon, wat nog in 'n minste mate getrou was aan die Gees van die Here, bind jy so vas, hy kry dit nie weer reg nie. En hy weet dit nie. En omdat hy dit nie weet nie, bly hy in daai binding, terwyl ons eintlik onsself kan vrymaak van daai binding. Want soos ek gesê het, elke binding is nie 'n binding van die Satan nie. Ek het vanmôre toe gaan bid, het ek gewortel. Maar dit was koud. Dit was koud vanmôre. Maar ek het net besef, toe ek wakker word, was vroegerig.
Vroegrag, toe wakker word, besef ek moet gaan bid. Jy is goed op my. Ek wil vanmôre oor die goed praat, maar ek kan skielik voel, ek voel dit. Ek voel hoe dit mense van my gepraat het. Ek voel die negatiewe woorde. Ek voel die vloeke, ek voel die vervloeking, ek voel die verwensing. En ek kan verstaan hoor. Ek kan verstaan dat mense vir my kwaad geword het in die tyd in die bediening. Want in die middel dat ek 'n gemeente begin het, en die Here ons gehelp daar, gaan nou net die hele storie vertel nie. Maar weet jy, eendag, toe kom die amptdraer van een Pinksterkerk, almal gelyktydig na my kerk toe, sê hulle besluit nou hier aan. Ho, dink jy daai mense na ander kerk het my lief gehad? En dan jy so. Wat ek vanmôre bid, toe moet ek van daai goed van 43 jaar terug, 40 jaar terug, toe ek in Middelburg land, 40 jaar terug so goed moet ek vanmôre van my skouers kom afval en my kom vrymaak. Ek voel vanmôre regtig vir die eerste keer in 'n baie lang tyd vry. En jy kan vrykom vanmôre as jy dit moet self doen. Hoe doen ek dit? Vergewe. Hoor wat sê die woord van die Here. Jesus bid daar in Matteus 6. Had ek dit maar lees, voor ek dit nou in my kop uit probeer sê. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en dan, 12de vers. En vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Markus 11de hoofstuk, daar wil ek vir iets baie duidelik lees. Vers 25, Markus 11. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge kan vergewe. Maar, as julle nie vergewe nie, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Dit lyk amper soos 'n ultimatum. As jy nie vergewe nie, dit is vir God so belangrik om vir ons te sê, ons moet mekaar kan vergewe, dat hy amper 'n ultimatum stel, as jy nie wil nie, gaan dat jy ook nie vergewe nie. Dit is wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. Hoekom is die Here so ernstig oor die ding van vergewe? Want hy weet, as ek dit nie doen nie, gaan ek so gebind word deur die goed wat mense van my sê, ek kan nie die werk doen wat ek moet doen nie. Ek kan nie preek wat ek moet preek nie, ek kan nie bid soos ek moet bid nie, want ek word oordek met daai bindinge van mense se woorde, vloeke wat mense oor my uitspreek, negatiewe woorde oor my uitspreek. Ek wil nou ietsie sê, maar dit is nou 'n bietjie belangrik, maar dit is nie heeltemal lekker nie. As jy en jou vrou 'n bietjie woorde gehad het, vergewe. Pastoor, jy en jou vrou ooit woorde. Ons het maar min woorde, maar so sleg ons woorde, of sê nie baie. Kyk net. Ek kan sien as sy nie gelukkig is nie, en sy kan baie duidelik sien as ek nie gelukkig is nie. En as jy wil hê, die Here moet jou sonde vir jou vergewe. Vergewe eers. Ek sê dit is 'n ultimatum nie, maar dit klink soos 'n ultimatum. Dit is amper asof die Here jou onder dwang wil plaas. Jy moet vergewe, as gaan ek jou nie vergewe nie. Is die enigste manier om jouself te bevry van vloeke wat mense oor jou gespreek het, sê ek vergewe hom wat my vervloek het, al weet ek nie eens wie sy nie. Ek vergewe hom wat kwaad van my gepraat het, ek vergewe hom wat vir my geskinder het, ek vergewe hom wat my te nagekom het, ek weet nie eens daarvan nie. Maar jy kry hulle as jy gehoor. Kyk eers of niemand sien nie. Het jy gehoor? Dit klink so onskuldig, maar weet jy, die grootste vyand wat die duiwel gebruik teen die kerk van Jesus Christus, is daardie goed.
Dis daardie goed wat mense in die kerk so dood begin gaan het, die krag van God begin verloor het. Nie wat God die krag nie wil gee nie, maar die kanale is nie skoon nie. Want ons sit met verstoppinge, ons sit met bedekkinge van die vyand, ons sit met lasse op onsself, ons sit met magte van die vyand oor ons, wat die mense wat saam met die duiwel werk, hulle weet dit nie eers nie, hulle besef dit nie eers nie. Medewerkers van die vyand. So ek wil vanmôre vra, as jy iets vir my wil sê, sê myself. Moenie deur die geesteswêreld 'n binding op my kom plaas nie. Sê sommer vir myself, hoor die pastoor, jy preek nie lekker nie. As ek moet sê, ek weet met u. Pastoor, jy geweet, jy het 'n baie skerp stem as jy sing. Sê, ek weet dit my broer, dit is lekker. Ek is bly. Moenie die kaarte moet sê, heerlik, jy weet, hy pastoor is môre, hy skreeu stemmetjie uitgehaal om sy sanger, ek wens, iets met hom gebeur, ek hoop ek kry bekoue of iets dat hy kan sing nie. Jee, broer, ek praat vanmôre oor goedjies wat die mense nie baie maklik hoor nie. Mense hoor nie die goed eintlik baie van preekstoele af nie. Maar weet jy, hoe belangrik is dat ons daarna begin kyk, dat ons onsself kan vrymaak. Want daar's vrymaking deur die bloed van Jesus Christus. Ek dink as Hebreërs 11, ek is nie seker nie, ek het hom nie gemerk nie. Kom ons kyk of ek reg is. Halleluja. Ek is nie seker waar dit is nie, maar kom ons kyk of ons dit kan vind. Ek het ergens 'n nota gemaak van dit, ek moet dit net kyk. Hebreërs 9, vers 13. Ek wil dit graag vir u lees, dis ook moet ek dit nou maar soek. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis net die bloed van die lam wat jou kan reinig van daai goed, hoor. Ek wil ook iets sê oor die bloed, as jy my sal toelaat, my so 'n paar minute nog, my horlosie sê battery is pap, so ek kan glad nie sien, ek het al laas week pap, ek het hom nog nie reg gemaak nie, ek sal nog daarby kom. Die bloed van Jesus reinig. Ek kry nie 'n skrifgie in die Bybel wat sê die bloed van Jesus bedek nie. So, pastoor, ek sê die dinge onder die bloed. Dis soveel, hoor, ek vir u sê, daar's soveel dinge wat ons in die kerkewêreld doen, omdat ons so gekry het ons tot bekering kom, en nou gaan ons maar net daarmee aan. As jy jong bekeerling, is jy te bang om iets te bevraagteken en te vra, is dit regtig so? Baie hoor die mense, ek sê dit onder die bloed. Wat beteken dit? Ek het die bloed gepleit. Ek weet, ek skok jy dalk nou vanmôre 'n bietjie met 'n paar goed wat jy dalk nou al gewoond is om te sê. Here, ek pleit die bloed oor die kar. Ek onthou waar daar in Middelburg. Hy het 'n Ford Granada gery, groot Granada, oom Johan. Hy bel my, hy sê, pastoor, hulle het nou net my kar gesteel by Pick n Pay se parkeergrond. Hy sê, ek kan nie verstaan nie, ek het die bloed bedien. Ek sê, oom Johan, sê dit vir 'n bietjie, hoe het jy dit gedoen? Het jy bloed oor die kar gegooi, wat het jy gemaak? Hy sê, nee, ek het die bloed gepleit oor my kar. Toe steel die duiwel die kar onder die bloed uit. Ons sit met goedjies in die kerkewêreld, dierbaar in ons eie gemeente ook dalk. Ek moet nie teen ander gemeentes praat nie, want ek het besluit, ek gaan nie meer teen gemeentes praat en teen pastore praat nie. Ek wil nie die oorsaak wees van sy binding nie.
Maar sit met goedjies in die kerkewêreld vir jare en jare en jare en jare. Ek het groot geword in Pinkster. Ek ken van klein tyd af, pleit die bloed. Daar is reinigingskrag in die bloed van die lam, wat my kan reinig van alle ongeregtigheid, alle onreinheid. Ek kan my God daar vra, Vader, ek vra, reinig my deur die bloed van die lam. Ek het 'n sonde gedoen, vergewe my, reinig my, maak my los van vloeke wat oor my gespreek was. Reinig my met daar van die bloed, maar al die onreinheid van my aftaal. Ja, as jy kan sê, dit bloed pleit, kan ek sê ja, pleit die bloed. Maar voor ek reis, ons gaan nou 'n bietjie vakansie. My vrou beter die bloedpleit om die huis. Die bloed is nie gestort vir karre en vir huise en vir fietsse nie en klerekaste en juwele nie. Die bloed van die lam was spesifiek gestort om ons te reinig van alle ongeregtigheid, sodat ons met God die Vader kan kommunikeer deur sy seun. Halleluja, halleluja. As krag in die bloed van die lam, maar nie om misbruik te word nie. Moenie die bloed van die lam vertrap vir nuttelose goed nie. Maar ek wil vanmôre op u beroep maak en ek daarmee wil ek klaar maak met die boodskap. Net daar waar u sit vanmôre, gaan u nou 'n geleentheid gee. En die wat na my luister op die media, daar waar u is, en luister dalk by die huis, was dalk te koud vir jou om kerk toe te gaan vanmôre. Dis ook 'n binding. Is. My man lyk dit by die kant, my vrou, my telefoon sê is 3 grade. Sal ons vanmôre 'n bietjie diens toe gaan? Ag, ek weet nie. Okay, praat so lank. Ons maar weer volgende week, bietjie warmer, dan gaan ons maar weer 'n keer. Laat ons daar net weerslag sien, dan is dit weer reg. Sy binding. As die vyand wat 'n binding op jou toelaat, jy laat hom toe om jou te bind, om nie deur God gebruik te kan word nie. Want dit behoort elkeen, as ons kerk toe kom, te kom met die doel. Ek gaan saam met my broer en my suster die Here loof en prys en aanbid. Ek gaan die Here prys en aanbid in die kerk. En ons gaan saam lekker sing tot eer van die Here. En as God my wil gebruik deur een van die 9 gawes, wil ek myself beskikbaar stel, dat God een van die 9 gawes deur my kan laat werk. Want waar is die gawes dan nou heen? Jy sien hulle by die werk nie, jy sien ook nie by die kerk nie. Waar sien mense hulle dan nou? As ons so by mekaar kom, moet daar iemand weet wat ek sê, pastoor, die Here het my iets gewys. Hierdie gawe van kennis. Ek sien jy sukkel bietjie. Ek wil vir jou bid. Ek noem net 'n voorbeeld, ek sukkel nie regtig nie, ek het regtig nie 'n probleem nie. Net te sê, ek wil vir jou kom bid, die Here het my gewys, jy sukkel bietjie met ongeduldigheid. Kan ek vir jou bid? Dis gawe van kennis. Ek gaan vir jou bid, gawe van kragte. Om jou los te maak. Die gawes moet werk in 'n gemeente. Vir alles by mekaar kom seker, dit sekerlik vir al daar. Maar ons is so gebind deur die tradisie. Nee, pastoor, daar was soveel baie mense wat vals in tale gepraat het. Ek wil my nie deel maak van dit nie. Hoe weet jy daai wat tale gepraat is vals? Jy by Suster Anna gehoor hulle sê daai vrou is. Halleluja. Ons sit met bindinge wat God wil vrymaak, ons losmaak. Ons kan onsself losmaak. Die middel is klaar gestort op die kruis van Golgotha. Klaar betaal. Jy moet dit net gebruik en kom los. Dat ons self 'n lewe van oorwinning kan lewe. Halleluja. Broeder, suster, vergewe my as ek dalk op jou toon raak getrap het. Ek hoop nie jy kry 'n ingroei toonhaal soos my broer Johan, of wat iemand op jou toon getrap het nie. Ek het ook 'n ingroei toonhaal. Ek weet hoe seer is hy, hoor. Ek het al baie tone getrap in die paar jaar in die bediening. Ek het party ons as om met damer op die kop geslaan, maar hulle het dan nog lewendig uitgekom aan die kant.
Maar mense, ek wil vanmôre van my kant af, al het u ook wat van my gesê, ek weet dit nie eers nie, maar ek haal dit van my skouers af, deur jou te vergewe, en ek beroep in die krag van die bloed van die lam, om my vanmôre, Kai Bekes, Karel Frederik Bekes, te reinig van alle vlakke van sondes en gemors en vlekke wat op my kom plaas het, deur van my te skinder en van my te praat, of dit nou in die kerk is of waar hy ook al is, deur die jare se bediening, ek maak myself skoon daarvan, ek het dit vanmôre gedoen, ek doen dit nou weer 'n keer, net om seker te maak ek is regtig skoon en rein, en ek wil die Here daarvoor prys. As u dieselfde wil doen, staan saam met my vanmôre. Sê Here, vanmôre maak ek my skoon van alle vloeke wat mense oor my gespreek het, alle verwensinge, alle leuns oor my gespreek het. Ek vra om reiniging deur die bloed van die lam, dat die bloed van die lam my kan reinig en kan heilig, dat ek die Here kan dien met vrymoedigheid en met krag. Halleluja. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie vir u krag. Dankie vir die krag van die bloed van die lam. O, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Amen, dankie Here.